En vir Wysheid Woensdag kuier ek by Lani Bosman, 'n maatskaplike werker by RAM, om 'n bietjie meer te gesels oor internetafknouery. Dit volg na die onlangse uitdaging met die rondes op sosiale media gebied. Welkom Lani. Vertel ons 'n bietjie oor die gevare daarvan dat kinders en tieners toegang tot selfone en tablette het. Die gevaar daarin dat kinders en tieners toegang het tot selfone lê daarbey uit die aard van die saak dat hulle toegang het tot die internet. Toegang tot die internet beteken ook toegang tot sosiale media. Die probleem daarmee is dat kinders en adolessente vanuit hulle ontwikkelingsfase nog nie die vermoë ontwikkel het om gevaarlike situasies te kan voorsien. Wat dikwels meebring dat hulle self in gevaarlike situasies bevind, voordat hulle dit regtig kon voorsien of besef. En hoe lyk internetafknouery? My definisie van internetafknouery sal wees waar enige iets rondom die kind gesê word, enige opmerking of aanmerking rondom die kind gesê word op sosiale media, wat die kind op 'n manier afkraak of verneder of intimideer. Dit sluit nie net die kind as persoon, die individu in, dit sluit ook sisteme en persone rondom die kind in wat vir die kind belangrik is, soos die gesinssysteem of die skoolsysteem of selfs die kerk of die gemeenskap waarin die kind funksioneer. Dit sluit dit ook in. Ouers, maatskaplike werkers en skole dan nou die slagoffers en die oortreders van internetafknouery help. In die eerste instansie is die ouer, speel die ouer 'n baie belangrike rol in die omstandighede. Dit is baie belangrik dat die kind ervaar my ouers aan my kant, my ouer ondersteun my ouer verstaan my gevoelens. En ek is nie alleen in hierdie situasie. Dan, as die ouer dan ervaar ek het nie die vaardighede nie, of ek weet nie presies hoe nie, is dit baie belangrik om professionele hulp te vind. Dan is dit ook belangrik om vir die jongmens te help om perspektief te kry op die situasie. Die jongmens wat in die situasie is van internetafknouery, se wêreld tuimel letterlik in mekaar. So ons moet die jongmens help om te verstaan dat op die oomblik is dit 'n baie oorweldigende situasie, maar met ondersteuning, met tyd, met persone in jou lewe wat jou hierdeur gaan help, sal dit weer beter raak en die intensiteit van dit wat jy voel sal afneem. So ons moet in hierdie omstandighede vir kinders help om te besef, dit sal weer beter gaan, dit sal weer beter raak. Dit is baie belangrik. En het jy enige wenke of riglyne vir gesonde en veilige gebruik van sosiale media en die internet? Dit is baie belangrik dat ouers bewus is daarvan of hulle kinders wel betrokke is of aktief besig is op sosiale media. Ek dink as ouer is dit baie belangrik dat jy ook gereeld self jou kind se Facebook bladsy besoek en kyk wat daar aangaan. Gereeld met jou kind te praat oor watter gevare sosiale media inhou. En dan basiese riglyne, soos dat ons nie ons selfoonnommer beskikbaar stel vir mense wie ons nie goed ken nie. En dat ons ook net mense op ons Facebook bladsy aanvaar as vriende aan wie ons goed bekend is. Mense in ons onmiddellike omgewing, mense in ons eie skool, mense in ons eie buurt of in ons eie sosiale kringe. Dit is die mense wat ons aanvaar as vriende op sosiale media. Ek dink, en dan is daar ook veiligheidsmeganismes op Facebook, waarvan die kind moet bewus wees. Meganismes wat jy kan aktiveer om die kind se die privaatheid van die sosiale bladsy te beskerm. Dit kan mens ook definitief van gebruik maak. Baie dankie vir die baie, dit sal iemand al buite daaraan
Dankie.